Goeiemôre, wat 'n lieflike voorreg om weer eens net dit wat die Gees van die Almagtige God alreeds gister op my hart gelê het, met u te deel vanoggend. Die gedeelte van hierdie woord kom uit Hebreërs 10 vers 25. En dan wil ek u vra vanoggend, het u al in 'n kerk gekom, en maak nie saak wat se kerk dit is nie. En u sit daar en u kyk die mense, u kyk die medebroers en susters in die Here, dalk is dit net vriende of kennisse. En u wonder, wanneer sal ek op daai plek kom? Wat ek ook soos hulle so vriendelik kan wees, so vol lewe, so gesond en net oor die algemeen net voorbeeldig. Jy sien, ons gaan soms kerk toe, en ek sê nie daar's enigiets verkeerd daarmee om kerk toe te gaan. Maar ons moenie kerk toe gaan om die gebou, die mense wat daar is, dalk die pastoor wat preek, of dalk die mooiheid van die gebou homself nie. Ons moet nie kerk toe gaan om dit te ervaar nie. Maar ons moet gaan omdat ons in 'n verhouding wil wees met ons Here Jesus Christus. Ons moet gaan omdat ons hom eerste lief het. En dan ons naastes soos onsself. In ander woorde, ons moet nie ons onderlinge samekomste in die naam van Jesus versuim nie. Want dit is waar Jesus teenwoordig is. Dit is waar hy in ons lewens begin skyn, sy lig skyn. As ons gaan om sekere mense te ontmoet, of omdat die banke lekkerder sit as 'n ander gemeente, of dat die pastoor beter preek as ander gemeentes. Ons moet besef, ons gaan om Jesus te soek. Ons gaan om Jesus te bid. Ons gaan omdat ons Jesus lief het, en nie die kerk of die gebou of die mense wat daar is. Ons sê nie, julle moet hulle lief hê nie, maar hulle moet nie die rede wees hoekom u kerk toe gaan nie. U moet kerk toe gaan omdat u Jesus so lief het. Ek laat hierdie boodskap by u, dalk is dit vir u 'n antwoord vanoggend. Maar dis goed om kerk toe te gaan, om saam met jou medebroers en susters die Here te loof en te prys, en die korporatiewe salwing van die Heilige Gees te ervaar. Pastoor Gary, brood en water, 5 minute woordbediening, seëngroete, en ek sê weer, Jesus is baie lief vir jou. Amen.